George Barna, hy doen navorsing in Amerika en hy het 'n interessante statistiek onlangs vrygestel. Hy sê dat sowat 50% van mense sê hulle ervaar God glad nie in eredienste nie. Dit is nogal skokkend, né? 50% van mense sê hulle ervaar nie die Here tydens eredienste nie. En baie keer in die bediening dan kry ek ook te doen met mense wat sê, maar Liesel, ek ervaar God nie. Dit voel nie vir my die Here is by my nie. Dit voel of my gebede teen die plafon vaslaan. Dit voel of die Here van my vergeet het. Weet, hulle sê hulle voel soos hierdie wildsbok lied wat ek ook so baie lief voor is om te sing, wat smag na die Here, maar hulle ervaar hom net nie. Dit voel net die hele tyd vir hulle of God hulle vergeet het. Baie keer dan dink ons, as ek nou net op hierdie kerkkamp gaan, dan gaan dit vir my voel of die Here by my is, of as ek na hierdie predikant gaan luister, dan gaan ek die Here ervaar, of as ek hierdie boek lees, of hierdie kursus doen, dan gaan ek nou die Here ervaar, en ons soek hom op al hierdie maniere, en dis nie verkeerd nie, natuurlik is dit ook 'n manier waarop die Here werk, maar as jy vandag voel, maar God is ver, as dit vir jou voel, maar God het vergeet van jou, dan wil ek jou daarin herinner, dat God by jou is, of dit nou vir jou so voel, of nie. Ja, ons kan nie ons gevoel as liniaal gebruik om te meet hoe ver God van ons af is nie, want God is by ons, punt. Jy moet hom nie eers ervaar of beleef om te weet hy is by jou nie, want hy is by jou, en sy woord beloof dit vir jou, dat God is by jou, of dit nou goed gaan, of dit nou sleg gaan, of dit nou vir jou so voel, en of dit nou nie vir jou so voel nie. God leef in jou, sy gees leef in jou, en hy is by jou, al gaan jy deur daai dal van doodskade weer, hy is by jou. Nog 'n teks wat ons herinner, Jan, is Romeine 8, en daar staan, wie kan ons van die liefde van Christus Jesus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of die swaard, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, sê Paulus, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ja, niks kan ons skei van die liefde van God nie. God is by ons, Jesus is by ons, sy gees leef in ons, en dalk voel dit vir jou, hy is nie by jou nie, maar hy is by jou. Daar is die pragtigste verhaal, wat vertel van hierdie gesin, wat in hierdie dubbelverdieping huis gebly het. En in die middel van die nag word die pappa wakker, en hy besef, maar die huis is aan die brand, en hy gryp sy vrou, en hy sê, kry die kinders, en hulle is net betyds uit die huis uit, en toe hulle uit is, toe hardloop hulle 6-jarige seentjie terug in die huis, en op na sy kamer toe, want hy het sy karretjie in sy kamer vergeet. En toe hy wou afkom met die trappe, toe kon hy nie, want dit was net vlamme in 'n rook, en hy gaan staan by die venster, en hy roep sy pappa, en hy sê, pappa, help my, en die pappa staan daar onder op die gras, en hy sê, spring my kind, spring, ek gaan jou vang, en die seentjie sê, maar pappa, ek kan jou nie sien nie, dis net rook, en is vlamme, ek kan jou nie sien, en die pappa antwoord toe, en hy sê, maar ek kan jou sien, en dit is wat ek vandag vir jou ook wil sê, al voel dit baie keer vir jou, sjoe, maar jy sien nie God nie, dit voel nie vir jou, hy is by jou nie, hy weet van jou, hy is by jou, staan op daai sekerheid, staan op daai belofte in sy woord, dat hy jou hand nie sal los nie, dat hy jou ook deur hierdie tyd sal dra en vashou, in goeie en in slegte tye is God by jou, punt.